Okay, hallo jong mensies, my naam is Charlotte. Dankie dat ek vandag met julle hierdie geleentheid kan spandeer. Baie dankie ook aan my vriendin, Dominee Natalie van Blerk wat my genooi het om by hulle te wees, maar dankie ook aan die kerk dat ek hierdie geleentheid kan hê. So baie dankie NG Parkrein familie dat ek ook hierdie geleentheid met julle jong mensies kan spandeer. So, ek het gehoor, julle kerkse tema is geseën om te seën, right? So vandag gaan ek letterlik net hier sit en die Here vra om julle te seën met my verhaal. Ek wil vir julle bietjie my lewensverhaal vertel. Gedeeltetjies van my lewensverhaal as dit reg is met julle jong mensies, okay? So, waar begin ons? Dis altyd so weer dat mense sê, weet jy, kom deel net met ons wie jy is en so, dan weet ek nie wat om te sê en wat om te los nie, maar kom ons begin hier. So ek en my ma het in agterkamer gebly by mense waar sy gewerk het, nee, okay, maar my ma se finansies was nie so goed nie. So toe eindig ek in 'n plek van veiligheid, okay? So by 'n plek van veiligheid is dit 'n plek vir jong kinders, okay? So as jy na hoërskool toe gaan, dan sit hulle jou in 'n ander stelsel in. So toe eindig ek in 'n kinderhuis. Want mamma kon nie na my kyk nie, en ek dink dis iets wat julle jong mense verstaan. Soos finansies is 'n probleem in die lewe en soms is dit baie moeilik vir ons ouers om alles te maak pas. Jy weet, so dis normaal, maar dis ook baie seer. Dit het nou gemaak dat ek nou sonder my ma en my pa groot word. My pa was nooit in die picture nie, so dis okay. Maar toe was ek nou in die kinderhuis en toe was ek nou in my 10 jare en ek het kinderhuis was nie vir my dit was 'n voorreg om in 'n kinderhuis te wees want ek het 'n dak oor my kop en kos gehad en mense gehad wat omgee. Maar ek wou familie gehad het, ek wou ma en pa gehad het en so en my wat is behavior in Afrikaans? Kom ons sê net ek het begin rebellie raak en toe die kinderhuis my uitgeskop. So, toe was ek nou uit die kinderhuis uit, in my graad 11 jaar, toe gaan bly op my eie, nee? Okay, toe gaan bly op my eie, langs die skool, langs die skool waar ek gegaan het, en toe werk ek by 'n pizza winkel. Okay, wat ook naby was, sodat ek kan betaal vir die plekkie waar ek bly en dit. Maar ek moet sê, gedurende al hierdie, was al baie emosies in my, daar was baie kwaad in my, oor kom gaan my lewe soos hy gaan. Ek weet nie of as jong mense dit al experience het nie, dat Here, hoekom moet al hierdie goed in my gebeur, hoekom moet ek wees waar ek is, hoekom moet ek sonder my ouers wees, en al hy vrae, en Here, eintlik bestaan jy, kom ons begin net iewers daar, hoekom toelaat jy sulke goed, en ek het al hierdie worstel, en hierdie vrae in my gehad, en hierdie pyn, jy weet, soms as jong mense, gebruik ons anger, kwaad en woede, om actually net pyn weg te steek. Ek dink dit was net pyn in my, ek was net baie seer in my lewe, maar ek moet sê, jong mensies, ek was nie op 'n goeie plek met die Here nie, hoe moet ek sê my verhouding, was nie op 'n goeie plek nie. So, ek het kerk bygewoon, soos met my vriende en dit, maar soos uit die van, okay, dis Sondag, dis Kersdag, kom ons gaan kerk doen. Dit vir my op daai oomblik het dit nie regtig veel beteken nie. Maar elke keer as ek vir 'n vriendin kuier en dan het ek saam met hulle na hulle kerk toe gegaan. Ja? So kom ek sê kuier vir jou en julle gaan na NG Parkrein toe, so dan kom ek saam met jou kerk toe en dan volgende week kerk vir iemand anders. Kom ek, ek nou nie elke naweek nie, maar kom ek sê daai naweek wat ek nou vir my vriendinne gekuier het. So ek het kerk, verskillende kerke bygewoon. En toe eventually toe eindig ek op by 'n kerk, NG Kerk, en daar was 'n dominee
wat my net raak gesien het, en toe sê hy nee, ek moet weer kom na sy kerk toe. Die kerk was nie regtig my tipe styl nie. As jong mense soek ons 'n kerk wat band het en vibe en baie jong mense. Dit was 'n klein kerkie. So die sê ek vir hom, sure, weet. En toe gebeur dit dat hulle, dat hy, die dominee daar is Johan van die kerk en sy vrou Serena van die kerk. Gebeur het dat hulle my invat in hulle huise en sê nee, moenie op jou eie bly nie, kom bly saam met ons. Julle, my lewe het daar verander. Daai action, dit wat hulle vir my gedoen het my verander. Hulle het my ingevat, hulle het lief geword vir my, hulle het alles vir my gedoen, hulle wou niks van my verander nie, hulle het my nes ek is lief gehad en dit het iets in my verander en daai pyn wat daar in my is, bietjie minder gemaak. Verstaan, so toe het ek nou by hulle gaan bly, en ek dink dit was die eerste keer in my lewe waar ek iets van familieskap verstaan en iets van omgee en iemand wat vir my omgee na my kyk en wil seker maak ek is okay, you know. So toe vat hulle my in en weet jy, ek moet vir jou ook 'n ander ding sê. Hulle was nie ryk mense nie, maar hulle het baie liefde in hulle hart gehad en hulle het baie omgee vir mense gehad. So in my matriekjaar toe vra hulle my nou wel, Charlotte, as jy nou klaar is met skool, wat wil jy doen? Toe sê ek nou vir die dominee, wel, ek wil doen wat jy doen. Julle? Hy lag. Hy lag, hy sê, well, Charlotte, ek is 'n NG dominee. Ek weet nie hoe julle ons geskiedenis ken nie, maar vra bietjie jou ouers. Wat beteken NG? Wel, ons geskiedenis van ons kerk, kom ek sê net dit, en wat dit beteken in jare voor 94 en so, verstaan? Vir die community, vir die gemeenskap, kom ek stel dit so. Okay, so toe lag hy en sê nee, vir ons land en ons geskiedenis is dit nou iets baie vreemd. Sê ek van, well, dis het 'n direction waarin ek gaan. Okay, weet jy, ons los toe nou daai gesprek en toe een keer toe sit ons op die sofa. En ons kyk TV, het was 'n skooldag, ek het nie skool toe gegaan vir een of ander rede daai dag. En ons kry 'n call van die Jacaranda radiostasie. En hulle sê vir my, jy het 80.000 gewen om teologie by die Universiteit van Pretoria te gaan swat. Ek lag, ek's net soos, prank, can't be true, ek het vir niks ingeteken nie. Dalk is dit 'n scam, weet jy, as ek ignore hy kom. En die tannie stap in, dominee se vrou Irina, sy stap in en sy is in trane. Sy sê, hoorie julle, ek kan net my gebel. Jy het 80.000 gewen om by die universiteit teologie te gaan swat. As kyk as this is real. Julle, die trane, I can't explain it to you. That was a overwhelming feeling. En ons almal huil. Dit is 'n opportunity wat ek nie verwag het nie. En hulle sou nie vir my vir universiteit kon betaal nie. Jy weet, soos finansies sou dit nie gemaak het nie. Ek sê daar, ek voel iets in my liggaam. Ek dink vandag kan ek vir jou sê dat ek dink dit was die eerste keer in my lewe waar ek gevoel het die Here vat oor in my hele liggaam en ek voel God se liefde en ek voel God se genade en ek voel God se omgee om my. En ek soos, hoe Here, ek dink ek is alleen deur hierdie. Net al besef ek, weet jy, in hierdie roete wat ek gestap het, in hierdie reis waarop ek is, was die Here met my en is die Here met my. Al het dit hoe swaar gegaan, al was ek in die kinderreis, ewen daar was hy ook met my. Ek dink as jong mense of as mens self, as dinge 'n bietjie moeilik raak in die lewe, dan bewonder en dan twyfel ons of God met ons is. En ek kan vandag vir jou sê, God is met ons in ons trane, in ons blydskap, in ons swaar kry, in ons pyn, in ons woede. Die woede wat ek gehad het. Ewen in dit het God met my so gestap. Kom universiteit toe, weet? Gaan swat teologie by die Universiteit van Pretoria, een van die beste universiteite. Jy weet dit. Julle kom daar se eerste jaartjie. Dinge was 'n bietjie moeilik. Jy weet, ek het 'n paar vakke gesap. Om te sap is al, jy weet wat is 'n supplementary exam. Jy weet, as jy nou nie bo 50 gekry het nie. So kry nou
2 Grieks, Hebreëus tale, en ek soos, wat sê helse tale is hierdie? Ek dog ons het net 11 tale in ons land, but anyway, story for another day. En okay, cool, en daar was nog 'n vak, AKG, ek het hom net gemaak, soos deurgestuur. Daai vak, soos ek, nee. Anyway, so, wat ek wil sê is, dat jaar was my moeilik, en ek soos, Here, maar ek dog ek moet teologie gaan swat, ek dog ek moet 'n dominee word, ek dog jy stem saam dat hierdie my calling is, jy weet, ek so kwaad oor daai punte, want ek leer regtig hard, en ek dryf nog steeds, ek leer, en ek cross-night, jy weet, ons studente dink was as jy nou oornag studeer, gaan jy nou onderskeidings kry, nee, dalk is dit net ek, anyway, gaan deur die jaar toe, my punte raak toe baie beter, you won't believe it, my punte raak toe, vra vir Natalie, ek was het klas saam gegaan, soos van eerste jaar tot einde, maar anyway, ek begin onderskeidings kry, kom derde jaar, ek moet jy dit vertel, kom derde jaar, nee, ek kry onderskeiding in Hebreëus, want ek het gesê ek het Hebreëus gesap, ek kry onderskeiding in Hebreëus, nie net dit nie, julle, ek word tutor, vir die vak, ek word tutor in Hebreëus, 4 jaar, onderskeidings, kry my graad met onderskeidings, doen nog 'n graad in tale, kry jy graad met onderskeidings, doen meesters, kry jy graad met onderskeidings, I can keep going, besig my PhD nou op die oomblik, maar, luister hier, ek gaan die eerste swart vrou wees in ons land met die PhD in Hebreëus, en, not just that, en ons het gepraat oor ek wil 'n NG dominee word in ons geskiedenis, ek is die eerste swart vrou om in die NG Kerk gelegitimeer te word. Now ask me where is God? I will tell you that God is here en God is met ons elke stap in ons lewe. As God my kon gebruik, nee, ek, kinderreiskind, ek wat niks van onderskeidings geweet het nie, wat nie eens gedink het, ek wil ewen 'n onderskeiding iewers in my lewe kry, en as God my kon gebruik, wat laat jou dink dat God jou nie kan gebruik nie? As God my lewe so kon verander, kan God jou lewe ook so verander. Jong mens, al wat jy in 2021 moet doen, is om voluit te leef met jou passie en jou talente, en dit alles te vat, en te hardloop en jou beste daarmee te maak, want jy is 'n seën sodat jy ander mense ook kan gaan seën. Jy is geseënd met jou lewe sodat jy ook ander mense kan gaan seën. My verhaal, my lewe is 'n blessing vir my. En ek wil hier 'n hartsgesprek met jou deel, want ek weet soms in die lewe voel dit asof dinge nie jou way gaan nie. Maar ewen in dit is God met jou, by jou, saam jou. Soos jy 2021 beplan hierdie Februarie, ons is nou 2 maande in hierdie jaar in, wil ek jy moet dit met soveel passie doen. Jy moet dit doen, jy moet jou doelwitte so stel, met die gewete dat God is in beheer. God is in beheer. As jy iets kort, as jy dink, Here, waar is jy? Moet jy nou hierdie teks toe gaan aan Psalm 121. Jy ken hom baie goed, ek wil hom net gou vir ons lees, okay? Psalm 121 sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp sal van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, kom. Die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, het my lewe so verander. En daarom weet ek, jong mens, dat jou lewe, hierdie jaar, hierdie reis waarop jy is Here op pad iewers met jou. Kyk nie, of dit nou emosioneel nie lekker is in jou nie. Of dit nou finansiëel nie lekker is nie. Of dit nou 'n verhouding is wat jou in stukke gelos het. Jou hulp kom van die Here, en die Here is met jou, en die Here draai jou, en die Here heel. Wat is dit om te heel? Ek kan nie die Afrikaanse woord nou in my kop kry nie. Genees. Die Here sal daai wond ook genees. Of dalk het jy iemand in jou verlede verloor, of dalk due to COVID,
due to COVID is dinge nie lekker by die huis nie, finansieel, emosioneel. Dalk het jy 'n liefde verloor, due to COVID or due to other reasons. Nee, moet jy nog steeds weet, jou hulp kom van die Here. Vers 3 sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou tot in ewigheid. Ek gaan dit hier eindig, jong mens. Dink baie mooi as jy jou doelwitte beplan, as jy deur hierdie lewe stap in die volgende week ingaan. Dink baie mooi oor hierdie teks, dink baie mooi oor jou lewe en vra jouself, what makes you think you're not good enough? Want die Here het jou volmaak in sy image, en hy sê, ek is lief vir jou nes jy is. En die Here bring mense in ons lewens om ons lewe te verander. Hulle was 'n lig in my lewe, sodat ek 'n lig vir ander jong mense kan gaan wees. Ek is geseën om te seën. Jy is geseën om te seën. Leef dit, wees 'n seën in jou familie se lewe, in jou vriende se lewe, ook in vreemdelinge se lewe, laat hulle 'n lig in jou sien. Want God het ons volmaak gemaak, sodat ons lig kan wees vir ander mense in hierdie wêreld wat dit kort. Ons praat weer. Dankie vir die geleentheid.